Welkom by die jaar 3 leerpapiere video. Manne, wees maar rustig en gaan so tydjie saam met my deur hierdie video. Dan gaan ons vinnig deur al die komponente wat ons deur gewerk het die termyn, wat ons dan ook sal voorberei vir die komende toets Vrydag. Dit is dan vir termyn 1. Ons eerste module wat ons gedoen het was veiligheid. Nou julle sal weet, in die sentrum het ek ook 'n bordjie opgesit van veiligheid kom eerste. So dis 'n baie belangrike aspek vir my. En onder veiligheid kom ons by die volgende, onveilige handeling. Nou as jy na die woord handeling kyk, en jy kyk na die eerste deel hand, dan beteken dit, dis iets wat jy self verkeerd doen. So jy speel in die sentrum, of jy gebruik selfs die verkeerde gereedskap vir die verkeerde werk, jy vat dalk 'n vuil en jy kap bietjie van die swys slak af. Dit is heeltemal 'n onveilige handeling, want dit is iets wat jy fisies self doen. Ons tweede gedeelte is die onveilige toestand. Nou die verskil tussen 'n handeling en 'n toestand. 'n Handeling is iets wat jy self doen, 'n toestand is iets wat verkeerd is in die werkswinkel. Soos byvoorbeeld beligting. Julle sal onthou die ligte was effens swak geweest en ek het nuwe gloeilampe ingelaat sit. Nou is die sentrum lekker helder skoon en ons kan mooi sien op ons boeke. Dan ons derde punt, wat is 'n ongeluk? Ek wil hê julle moet baie mooi fokus hierso. As ons hier praat van wat is 'n ongeluk, praat ons van in die industriële gebied. Met ander woorde in sentrums of in werkswinkels. Dit is nie wanneer twee motors mekaar stamp nie. En dan is daar belangrike woorde om te onthou. Onbeplande, onbepaalde, onveilige handeling en onveilige toestand. So die definisie van 'n ongeluk is, dis 'n onbeplande en onbepaalde gebeurtenis wat deur onveilige handelinge en onveilige toestande veroorsaak word. Dan kan ons oorgaan na nommer 2 toe, ons hand en ons kraggereedskap. Dit is ook maklik onderskeibaar. Handgereedskap is alles wat jy fisies met die hand moet doen, terwyl die kraggereedskap hou jy ook met jou hand vas, maar die elektriese masjien doen die werk. So kom ons kyk gou daarna. Handgereedskap, dis hamers, vyle, saag, kraspenne, alles wat ons gebruik met ons hande. Volgende een is die kraggereedskap. Kraggereedskap is goed soos die handboor, die slypmasjien. Met ander woorde, hulle het elektriese koord aan, jy moet hom by 'n muurprop inplak en hom aanskakel. Dit is kraggereedskap. Ons volgende afdelingkie was die boogswyswerk. Nou wat hier belangrik is die onderdele van die boogswys. Die swysmasjien se parte. Ek wil hê julle moet mooi kyk en julle sal almal die prentjie direk onthou. Jy het hom jaar 1 ook, jaar 2 ook gehad. En dan moet ons die 7 onderdele beskryf hierso. Die eerste een is die drahandvatsel. Maar nou moenie vir my net sê handvatsel. Want 'n handvatsel kan 'n kas deur se handvatsel wees, dit kan 'n kar handvatsel deur handvatsel wees. So jy moet vir my sê dis die drahandvatsel. Tweede een is die verstelknop. Nou daai verstelknop is om die ampere op te stel of af te stel, om die stroom sterker te maak of om die stroom swakker te maak, laer te maak. Nommer 3 is ons kragkabel. Dis die kabel wat ons by die muurprop inprop en aanskakel wanneer ons wil begin swyswerk doen. Dan het ons by nommer 4 'n positiewe punt. Julle moet net seker maak op die positiewe punt is daar ook 'n negatiewe punt. En teen die tyd behoort julle almal te weet dat die positiewe punt die swystang is en die negatiewe punt is die gronddraad. Daar is hy nommer 6 ons swystang, nommer 7 ons gronddraad klamp. So maak seker jy ken al hierdie parte en dan behandel ons al hierdie goedjies weer en ons sal deur die week ook hersiening doen daarop. En dan wil ek net vir julle manne sê, die volgende hoofstukkie wat ons behandel is materiale. Nou materiale kan baie beteken. Maar ons werk hoofsaaklik met die twee tipes. Eerste een is ysterhoudende metale. Nou ysterhoudende metale is iets so sagte staal. En om 'n ysterhoudende metaal te toets, kan ons 'n magneet vat en wanneer die magneet plak teen hom, dan weet ons dis magneties en dis 'n ysterhoudende metaal, met ander woorde hy het yster binne-in. Die tweede deel waarmee ons werk is nie ysterhoudende metale,
Nou nie ysterhoudende metale is iets soos aluminium, gietyster en dan belangrik, alle stale materiale wat nie magneties is nie. Dit is nie ysterhoudende metale. So ter opsomming, ysterhoudende metale is magneties, nie ysterhoudende metale is nie magneties. Nou wil ek net vir julle sê, die toetsdatum is eerskomende Vrydag 13 Maart en ek wens julle sterkte toe manne, leer en ek glo julle sal sukses bereik. Nou sê ek net dankie, ek hoop julle geniet die video.